Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons het vanmôre die voorreg om weer stil te kan word in die teenwoordigheid van die Here. En kom ons luister vanmôre saam na die Here se woord. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en alle dergelike dinge. In hierdie 3 verse noem Paulus 17 van die veragtelike praktyke van die sondige natuur. 9 hiervan is sonde teen die liefde. Hy skryf ook op 'n ander plek: moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Efesiërs 4 vers 31. Hy gee hier 'n antwoord op die vraag oor hoekom daar so min liefde onder sommige Christene is, en hoekom dit so moeilik is om sulke liefde te laat opvlam. Al hierdie sondes is praktyke van die sondige natuur. Selfs die werklik toegewyde Christen leef nog in die sondige natuur. Paulus sê in Romeine 8 vers 7, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Dit is vir die Christen heeltemal onmoontlik om uit sy eie krag 'n lewe van liefde te lei. Die skrif sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van die sondige natuur nie. Galasiërs 5 vers 16. Die Heilige Gees sal ons in staat stel, broeder en suster, om die sondige natuur altyd in bedwang te hou. Die vrug van die Gees is die liefde van Christus wat in ons harte uitgestort is, as 'n fontein van liefde. Paulus voeg by al hierdie verse nog ook hierdie woorde by: die wet van die Gees, wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Romeine 8 vers 2. Die genade van God sal die Christen in staat stel om nie in die sondige natuur te leef nie, maar in die Heilige Gees. En daarom leer ons vanmôre uit hierdie gedeelte 3 baie belangrike lesse. Die eerste is, die Christen is nie daartoe in staat om God en sy medemens uit sy eie krag lief te hê nie. Die tweede les, die grootste rede vir al hierdie bitterheid en gebrek aan liefde in hierdie wêreld, is omdat die Christene in die sondige natuur leef. En in die derde plek, die enigste seker manier om in hierdie lewe van liefde te bly, om God en Christus met jou hele hart lief te hê en om jou medemens vurig lief te hê, is 'n absolute oorgawe aan die Heilige Gees, sodat hy elke dag jou lewe rig en bestuur. Hierdie liefde kan slegs deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort word. Broeder en suster, kom ons dank die Here vanmôre dat hy deur sy Heilige Gees in ons harte werk en ons in staat stel om te stry teen sonde in ons lewe. Kom, laat ons vanmôre weet, ons kan nie in eie krag hierdie dinge aanpak nie, maar ons het die Here nodig. En kom ons vra die Heilige Gees om ons in die volle waarheid te lei en ons elke dag toegewy te laat leef tot sy eer. Kom ons bid saam. Baie dankie, troue God en hemelse Vader, dat ons in hierdie nuwe dag in aanbidding voor U kan buig. Ons prys U groote naam, want U is ons God. Baie dankie vir die Heilige Gees se werk in ons harte en ons lewens. Laat ons nie die Gees van God teenstaan nie, maar laat ons toegewyd lewe, gehoorsaam aan U woord. Wil U gee dat ons elke dag die vrug van die Gees sal dra, en dat ons as 'n getuie vir hierdie wêreld kan leef elke dag. Vergewe genadiglik al ons vermenigvuldige sonde en was ons skoon in Jesus Christus se bloed. Ons bid dit alles in Jesus se naam.
Amen. Vriende, baie dankie, mag jy 'n geseënde dag hê.